Ons skriflesing vanmôre kom vanuit Efesiërs 4. Kom ons sluit die oë. Here, vir die voorreg van die woord, eer en dank ons U. En dankie Here dat ons eerlik kan wees dat hierdie woord is besig om met ons te woel. Here, maar maak ons harte oop sodat ons ook U woeling kan aanvaar in ons lewe en dat ons ook Here werklik ingestel op U vormende woord in ons lewe kan wees. Dankie vir U woord vir ons gemeente, en dankie dat ons gemeente mag wandel met U woord, dat ons U in U woord mag soek, en dankie Here dat U ook deur U woord vir ons kom rigting en genade gee. Seën vir ons vanmôre, o Here. Hou U hand oor ons en breek U woord vir ons oop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons handel met Efesiërs 4 vers 1 tot 16 is so in 4 dele gedeel. Verlede keer het ons nou stilgestaan by 'n lewe wat pas by God se roeping. En vandag staan ons stil by die eenheid bewaar met die regte hart en die regte waarheid. Dan behoort ons volgende Sondag stil te staan by Christus wat sy kerk toerus vir diens en dan iewers saamgroei tot volwassenheid in Christus, saamgroei tot volwasse Christene. So vanmôre, ek gaan weer die gedeelte lees en dan kom ons terug na Efesiërs 4 vers 2 tot 6. Toe ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking uit opgevaar veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vervul. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid wat in ons geloof en in ons kennis So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Kom ons lees weer vers 2 tot 6. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God die Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ek gaan dit weer lees. Ek wil hê julle moet iets hoor. Ek wil hoor of julle dit raak hoor. Onthou nou waarmee Efesiërs besig is. Daar is net een liggaam, een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is een Here, een geloof, een doop, een God die Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Wat hoor julle? Hou daai gedagte.
Paulus skryf vir die gemeente, en hy gebruik die woord spoedatso. Nou spoedatso klink nou baie oulik, maar eintlik sê Paulus vir die gemeente met hierdie woord, julle moet moeite maak. Julle moet ywerig wees. Eintlik kan dit ook vertaal word, julle moet dit vinnig doen. En wat is dit? Julle moet vinnig wees daarin om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf. Dis waarmee julle hastig besig moet wees. Spoedatso. Angstig. Onthou, Paulus sit in die tronk. Hy weet nie of hy doodgemaak gaan word nie. Hy weet nie of hy nog 'n kans het om vir hierdie gemeente iets te sê nie. So hy is ywerig en angstig om 'n boodskap oor te kry. En is dit amper asof hy die gemeentes wil aanmoedig om te sê, kykie kerels, ek het nou al genoeg gesê, julle moet nou begin doen. Julle moet nou begin laat gebeur. Dit help julle hoor net en daar kom niks van nie. So hy gee vir hulle in Efesiërs 4 vers 2 tot 6 'n praktiese manier waarop gelowiges die eenheid van die kerk moet uitleef, as deel van die breër oproep om waardig te wandel by die roeping wat hulle van God ontvang het. Hier is hy nou besig om hierdie individuele uitnodiging van jy moet waardig wandel nou deur te trek na die kollektief, na die gemeente toe. Hoe lyk julle as gemeente se waardig wandel? Dan gebruik hy 'n mooi beeld as hy vir hulle sê, weet julle wat is die goed wat sigbaar moet wees in julle lewe? Julle moet altyd beskeie wees, altyd vriendelik wees, altyd geduldig wees en mekaar verdra in liefde. Nou wie is die mekaar wat ek moet verdra? Daai een van wie ek nie hou nie. Hom of haar ook. Moet ek verdra met die liefde wat Christus vir my gehad het. Hoekom is dit so belangrik? Want in die eenheid van die kerk van die Here Jesus Christus lê die getuienis. Wat is die getuienis? Christus Jesus is Here en hoof van almal. En daarom is dit belangrik om hier raak te sien wat Paulus vir die gemeente wil sê. Julle moet dit anders doen as die res. Want dit is nie altyd maklik, nee, en altyd so gerieflik om beskeie, vriendelik en geduldig te wees en almal te verdra nie. Veral as die lewe begin geleef moet word. Maar Paulus sê nee. As julle as gemeente 'n waardige roeping wil hê, nee, moet dit sigbaar raak. Dit help nie jy sê net, my lewe is waardig met die Here se roeping op my lewe, maar niemand kan dit sien nie. Die maklikste, eenvoudigste manier is dit, goed, wys vir my, hoe doen jy dit teenoor jou medemens? Want hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik as gevolg van die 7 eenwaarhede, wat Paulus hier noem. Hy wys vir hulle, dat God 3 in 1 is. Hy gee trinitariese Gees, Here, God, sowel as 'n gemeentelike begronding van eenheid, liggaam, hoop, geloof, doop. Gees, Here Jesus, Vader. Die eenheid van die kerk weerspieël die eenheid in God self. Ons as gemeentes is die sien van God hier op aarde. Luister gou mooi hoe lyk hierdie 7 eenwaarhede. En dan gaan ek vir u wys waar die 3 eenheid ingeweef is in hierdie gedeelte. Daar is net een liggaam. Die kerk is die liggaam van Christus, saamgevoeg uit alle gelowiges. Nou is ons terug by Efesiërs 1. Daar is net een Gees. Die Heilige Gees woon in elke gelowige en bring eenheid. Daar is net een hoop, die hoop van verlossing en die ewige lewe wat alle gelowiges deel. Daar is net een Here, dit is Jesus Christus, die enigste Here en Verlosser. Dis die tweede van die 3 eenheid. Een geloof, die gemeenskaplike geloof in Christus en sy verlossingswerk. Een doop,
Ons gaan nou by hom kom. Die doop dien as teken van inlywing in die liggaam van Christus. En dan een God en Vader. Die Vader is die bron van alles, oor almal, deur almal en in almal. Die 7-een waarhede herinner gelowiges dat ware eenheid nie in menslike strukture of tradisies lê nie, maar in Christus en in die werk van die Heilige Gees. Dis 'n oproep om verdeeldheid te vermy en saam te leef in liefde en vrede. Want dit is hoe die gemeente se getuienis sigbaar raak in die lewe. En waaroor is die goed waaroor God se kinders met mekaar beklei? Oor die Heilige Gees en oor die doop en al hierdie dinge. Ons skryf koerantberigte en ons hou vergaderings, want die een wil vir die ander een wys hoe sleg hy glo. Terwyl God ons oproep om vas te hou aan die enigste hoop en belydenis wat daar is vir sy gemeente. En wie is dit? Christus. En is 'n dingetjie wat ek nog baie binne in hierdie, ek wil nou sê 4 mure, maar hier's meer as 4 mure as ek hulle so moet tel vir mekaar gaan sê. As gelowige se aanbidding op Christus alleen gefokus is, dan maak dit nie saak wie langs my in die kerk sit nie. Want dit is 'n saak tussen my en die Here. Met mense wat saam met my glo, saam met my hoop, saam met my droom, ook ingelyf is in die liggaam van Christus, wat voor dieselfde God drie enig kom buig en sê, soos die tollenaar, Here, wees my genadig. Hierdie eenheid strek oor denominasies, oor persoonlike oortuiging, oor amper sê ek nou 'n baie lelike woord. Ek wou gatgrille sê. Dit strek oor alle tradisies en alle eie wyshede. Dit breek dit eintlik alles af. Want dis ons tradisies, ons oortuigings en ons wyshede wat doen? Kampe bou, mure maak. En Paulus sê vir die gemeente vroeg al, Christus het die muur van vyandskap afgebreek. En hy het vir hom 'n nuwe huis kom bou. En onthou met Efesiërs 4-6 is Paulus nou besig om vir die gemeente te wys, hoe werk hierdie nuwe huis? Hoe lyk hierdie nuwe huisgesin van God? Dit is eintlik 'n huisgesin waar almal op hulle knieë voor die Here staan. So gefokus op die Here, dat ek nie eens sien wie langs my is nie. Want die oomblik as ek so begin kyk, gaan ek oordeel. Die oomblik as ek so gaan begin kyk, gaan ek kampies maak. En die oomblik as ek so gaan begin kyk, dan gaan ek sê, ek is daarmee so sleg soos daai een nie. Terwyl Efesiërs vroeg al gesê het, julle was almal dood. Maar Christus het julle kom lewend maak. Want liewe gemeente, ons getuienis lê in dit wat die wêreld sien. En as die wêreld vandag na die kerk kyk, sien hulle nie eenheid nie. Hulle sien definitief nie een hoop nie. Hulle sien definitief nie een doop nie. Hulle sien definitief nie een Here nie. Hulle sien definitief nie een Gees nie. En waaragtig ook nie een liggaam nie. Interessant genoeg is beskouings van die Heilige Gees en beskouings van die doop wat families uit mekaar uitdruk. Want jy glo verkeerd en ek glo reg. Ons beklei so met mekaar dat ons Christus mis. Ons probeer mekaar uitglo. Terwyl die Bybel vir ons sê, julle as gemeente te roeping, en dit moet waardig wees in dit wat God van julle droom.
wat God van julle verwag. Ons sien presies wat Paulus hier doen, en onthou nou, hierdie is 4 preke, maar dit is eintlik 1 preek, maar as dit 1 preek moet wees, dan gaan dit te lank raak, en in die NG Kerk mag ons nie langer as 1 uur preek, ons kan oor alles preek, behalwe oor 1 uur, maar moenie nou net hierdie stukkie vat en met hom op die hol gaan nie. Bring nou vers 1 by, en dan gaan ons nou volgende keer die ander bytrek, om hierdie hele prentjie te sien. Maar as ons nie sien, dat die Here besig is om hierdie gemeente se hoenderhok te ruk met Paulus nie, dan moet ons vir onsself sê, ons is blind, dan wil ons dit nie sien nie. As hierdie Efesiërs gemeentes, nie sien wat Paulus besig was om vir hulle te doen nie, dan wou hulle nie sien nie. En hulle wou nie hoor nie. Hy sê vir julle, jy moet anders dink oor kerk. Julle gaan moet anders dink oor aanbidding, oor hoe dit gedoen word. Dan maak dit nie saak wat se lied jy sing, en of dit nou 'n orgel, 'n banjo of 'n gitaar is nie. Dan gaan dit oor ek, wat in ontmoeting met die lewende God kom. Want dis waaroor dit gaan. Saam met gelowiges se ontmoeting met die lewende God. As ek kerk toe wil gaan, oor ek 'n lekker vibe of 'n lekker gevoel wil hê, dan mis ek die punt, want in die erediens gaan dit nie oor jou nie. Dit gaan oor God, wat geëer moet word deur sy gemeente. En die enigste manier hoe ons dit gaan regkry, is as ons daarin slaag om altyd beskeie, vriendelik, geduldig te wees en om mekaar te verdra in liefde. Selfs die wie se oortuiging anders as ek, of selfs die wat anders dink as ek, of selfs die wat anders bid as ek. Dit maak nie saak nie. Wat maak dit saak? Dis 'n saak tussen jou en die Here, as jy jou met hierdie een besig hou. Want sien, is almal deel raak van daai ingesteldheid. Dan kom die treintjies en waantjies by mekaar. En dan trek die Here sy kerk deur die wêreld soos hy hom wil hê. Maar dit vra dat iets hier in my kop moet gebeur, en iets in my hart moet gebeur. En dit lê in die woorde om beskeie te wees. Nou, ons moet ook nou nie beskeie verwar met, ekskuus tog, ek leef hier. 'n kind van die Here mag nie so leef nie, want hy die lewende God wat hy aanbid. Hy hoef nie verskoning te maak nie. Maar die nederigheid kom nie uit 'n self, ek gaan dit nou maar lees soos ek dit hier neergeskryf het. Humility is vir hom nie selfveragting nie, maar om jouself minder sentraal te stel, sodat Christus en jou medegelowiges meer sentraal kan wees. Met ander woorde, dit is 'n ruimteskepende ingesteldheid. Sodat ons God kan aanbid in gees en waarheid. Dit verander nie die essensie wat ons glo nie, want Paulus sê dit duidelik. Daar is een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader. Maar dis wanneer jy met persoonlike oortuiging goed begin verabsoluteer, wat die skeurings begin. Wanneer ek een ding te belangrik wil maak en die ander minder belangrik wil maak. Paulus sê, dink nie, dink vars, dink anders. Want saam met my as gelowige wat 'n individuele roeping het, sê Paulus vir die gemeente, julle moet gou maak. Julle moet baie gou maak om hierdie goed te laat gebeur. Want onthou, hierdie groepie gelowiges was tussen 'n bose, heidense wêreldlinge gewees. Hulle het vir die kerk gelag.
Hoekom sê jy so en jy so, dien julle dan nie dieselfde Here nie? Hoekom doen jy hierdie en daai, dien julle nie dieselfde God nie? Julle lyk maar net soos ons heidene. Ons trek ook elkeen sy eie rigting en doen elkeen sy eie ding. Wat maak julle dan nou so anders? Paulus sê vir hulle kerels, ons moet hierdie goed begin raak sien. En God vra dit van ons. Want sien as ek hierdie ingesteldheid het nie, dan gaan dit vir my moeilik wees om te verstaan hoe werk die gawes wat dan nou vir die gemeente gegee word. Dan sukkel ek om te verstaan, wat beteken hierdie evangeliste, herders en leraars en apostels en profete, en dan begin verstaan ek ook nie, maar wat is my pakkie wat ek moet bring, gemeente toe, of geloofsgemeenskap toe nie. Maar sien, sodra ek begin besef dat ek en my medemens in die geloofsgemeenskap is eintlik afhanklik van mekaar, dan gaan ek besef, ek het Etienne se gawe in my lewe nodig en Stefan se gawe het ek nodig sodat ek sterker in hierdie geloof kan staan. Maar dan besef ek as gelowige ook, dit wat die Here vir my gegee het, moet ek bybring, moet ek van my kant af bring, sodat hierdie geloofsgemeenskap meer in lyn kan kom met die roeping wat God op ons gemeente geplaas het. Ons kan nie meer handjies gevou sit en laat elkeen maar net sy gang nie. Ons kan nie. Maar wanneer ek nederig en beskeie is, dan bring ek maar my 5 broodjies en my 2 vissies. Dan gooi ek maar my 2 ou pennings in die offergawekus. Of ek breek die albaste fles olie oop en ek gooi dit oor die Here se voete uit. Ok, dis Pinkster. Ek het geweet iewers gaan ons 'n advertensie maak. Maar hoor net wat sê hy. As julle roeping as gemeente wil snap, moet jy van jou individualiteit vergeet. Want individualiteit skep kampe. Individualiteit trek in verskillende rigtings. Daar is net een rigting. Dis Christus se rigting. En weet julle wat hartseer is? Johannes skryf vir die gemeente in Efesiërs. Jy moet mooi Openbaring gaan lees. Openbaring sê vir Johannes, skryf vir die 7 gemeentes hierdie Openbaringbrief. Van die gemeente in Efesa is niks oor nie. Niks. Hy's platgevee. Ek het daar geloop, daar's niks. Hier en daar teen een van die pilare 'n kruis uitgekrap. Jy kan hulle sien. Maar die gemeente weg. Openbaring het gesê, ek die Here hou die lampe vas, ek die Here hou die sterre vas en moenie dink, ek kan nie jou ster wegvat nie. Een kerk wat selfgesentreerd is, het die bestaansreg nie. Want die kerk is hier vir homself nie. Hy is hier, want daar is een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader. Die Vader is die bron van alles.
oor almal, deur almal, vir almal, in almal. Amen. Daar's geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, dankie dat ons uit 'n brief vir 'n heel ander gemeente ook huis toe kan gaan met 'n uitdaging, met 'n ingesteldheid, met 'n aanmoediging, met 'n stuk selfondersoek wat ek moet gaan doen. Here, en dan gaan dit hier oor of dit nou moet aanhou gereformeerd wees of nie, dit niks daarmee te doen nie. Here, dit gaan hier oor wie is ons as u gemeente voor u? Hoe lyk ons voor u? Hoe in lyn is ons met u droom en u plan vir ons? Hoe reageer ons op die angstige vermaning wat Paulus maak? Gaan dit vir ons werklik oor een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God die Vader, of het ons ander agendas, of ander planne, of ander dinge, of wat ook al? Here, help ons om u hart raak te sien hier in Efesiërs, sodat ons as gemeente ook kan sien hoe u droom vir ons is, vir oor 2 jaar, oor 5 jaar, oor 10 jaar, oor 100 jaar. Help ons om hierdie roeping in ons eie gemeente ook te ontdek, Here, sodat ons op pad kan wees. Waardig die roeping wat u aan ons gegee het. Help ons, Here, om u eenheid bo alles te stel. Help ons om van ons eie troontjies af te klim, en van ons eie perdjies af te klim, en maar op ons knieë voor u te wees, saam met ons medegelowiges. Leer ons om beskeie te wees, Here, met die regte gees en die regte ingesteldheid voor u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.